Goeiemôre en 'n warm welkom so hier ook in die hartjie van die winter. Mag ek en jy ook deur die warmte van God se Gees daardeur saam gebind word en daarmee ook versterk word. Ons gesels eintlik 'n klein bietjie verder op ons tema van wat ons gister oor gesels het en om God toe te laat om my lewe te definieer. Om te wag met openheid en vertroue is seker een van die mees radikale dinge wat enige mens kan doen. Want die oomblik wat jy met wag met vertroue en nie reg in eie hande neem nie, is seker een van die moeilikste goed vir enige mens, omdat ons lewens wil beheer. Omdat ons voel baie dinge in ons lewens hang van onsself af. Ek dink ons het verlede week ook daarby stil gestaan, maar hierdie gedagte dat my lewe nie in my eie hande is nie, dat my lewe nie van myself en my eie toedoen afhanklik is nie. Maar om te kies dat iets ver groter as my eie verbeelding gebeur wanneer ek eintlik my beheer prys gee, wanneer ek God vertrou, wanneer ek toelaat dat daardie oorgawe van beheer en om God toe te laat om my lewe te definieer, die definisie of die hooftema van my lewe word. Dit is uit die vertrekpunt dat God ons binne in sy liefde vorm en dat hy ons in sy sagtheid en in sy deernis en in sy barmhartigheid vashou. En dat dit ons ver weg beweeg van vrees. Want die oomblik wanneer 'n ou nie in beheer is nie, dan is die onsekerheid oorweldigend en dit spoel oor in vrees. Want ons soek sekerheid, ons soek sekerhede. En ek onthou baie jare terug het ons daar in die kweekskool dit gereeld gehoor. Dat die enigste ding waaroor ons 100% sekerheid het, is dat alles in hierdie lewe onseker is. Maar dat jy uiteindelik dit gesê in God se liefde, en sy volmaakte liefde het ons ook verlede week oorgesels in 1 Johannes, dat sy volmaakte liefde die vrees verdryf. Ons teksgedeelte is een van die mees intiemste oomblikke van Jesus se eie menslike reis in Lukas 22, daar waar hy in die tuin van Getsemane met sy Vader praat, en dat hy op hierdie punt kom, vers 42. Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my al weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Hey, hoor, neem hierdie lydingsbeker van my weg. En dan daai volgende gebed, of daai volgende stelling in sy gebed, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Dit moes seker een van die moeilikste woorde gewees het om te bid. Om daai totale sekerheid, beheer oor jou eie uitkoms aan die Vader oor te gee. En dan is die uitnodiging en die vraag wat ons vir mekaar vra vandag, watter gedeelte of gedeeltes in my lewe probeer ek ten volle beheer en waartoe nooi vandag se oordenking my uit? Waartoe word ek heen uitgenooi? En mag die Here vir my en vir jou help om daai beheer oor te gee, dat dit uiteindelik so is dat sy heerskappy of onder sy heerskappy te leef my lewe definieer en dit die vertrekpunt is waar ek leef.
Kom ons bid ook so saam. Dankie o Here, dat U vir ons, wanneer ons hand en ons lewens in U hande oorplaas, dat ons kan vertrou, Here, dat dit in U hande veilig is. Dat dit uiteindelik die veiligste plek word waarin ons lewens kan wees, kan groei, gevorm word en uiteindelik ook daar kan gedei. Dankie dat U lewe, dat U lewe ook, dat U as Christus die Seun so kwesbaar ook dit beleef het, om beheer oor te gee aan die Vader. Dat U weet hoe moeilik dit was, en dat hoe dit ook vir ons is, dat U weet wat dit ook behels. Somtyds is ons baie keer, wil ons beheer oor ons eie lewens uitoefen. Maar wil U sagkens, stadig maar seker, hierdie beheer by ons oorneem, en ons lewens ten volle onder U heerskappy plaas. Ons bid dit as U kinders. Amen. Mag jy sy goedheid beleef, ook wanneer hy jou met sy hand versorg. Mooi bly.